Hi gemeente, hoop het gaan goed met julle. Ons kyk in hierdie tweede week van ons 5 weke kursus na paalwonde. Nou, dit is gewoonlik iets wat ons nie graag oor wil praat nie, maar daar is so baie wat daardeur geaffekteer word. Want maak nie saak hoe wonderlike man jou pa was nie, die kanse is baie goed dat jy iets saamdra van wat jou pa aan jou gedoen het. Iets saamdra wat jy by jou pa geleer het, of hoe hy jou beïnvloed het op 'n goeie of slegte manier. Nou, net omdat hy partykeer slegte goed gedoen het, maak dit nie om 'n slegte mens nie. Maar soos wat ons verlede week vir mekaar gesê het, as ons eerlik wil wees oor wie ons is en regtig hierdie damwal van water wil laat oopbreek, dat ek kan lief hê en ten volle lief hê my kinders, die mense om my, vir God, myself, dan moet ek eerlik wees. En ons kram baie keer hiervan weg, maar my gebed is regtig dat ons diep binne ons harte bietjie sal kyk en sal sien wat daar aangaan. Dat ons sal kyk, wat het my pa, hoe het my pa my beïnvloed? Met watse paalwond sit ek mee? Nou die eerste ding wat ons doen is, ons gaan 'n bietjie terugkyk, want ek was 'n kind in my pa se huis. Hy het my seer gemaak, op een of ander manier. Hy het 'n invloed op my gehad, op een of ander manier. En ek dra baie keer van hierdie goed saam, en as ek nie dit kyk in die oë nie, dan kan dit nie genees nie. As ek nie dit vat en voor Jesus gaan sit nie, gaan dit daar bly. So die eerste vraag is, watter beeld of herinnering kom eerste by my op, as jy dink aan jou pa? Wat is die heel eerste ding wat jy dink as jy dink aan jou pa? Nou party van ons gaan met 'n groot glimlag sit en ons gaan dink, wow, wat 'n man. Hy was ongelooflik gewees. En party van ons gaan sit en wonder, ek verstaan nie lekker nie. Ek het seer, ek het pyn, ek het hierdie woede as ek aan hom dink. Party van ons gaan nonchalant sê, maar my pa was nog nooit daar nie, hy sal nooit daar wees nie, en dit pla my nie. Maar die feit is, wat is die heel eerste ding wat jy aan dink? En voel vry om regtig dwars deur die wêreld te pos, 'n bietjie te dink, 'n bietjie met God daaroor te praat, en gebed in te gaan, te sê, maar Here, ek voel hierdie. Maar mag ons regtig moeite maak om te dink, wat is die heel eerste ding wat in my kop inkom, as ek dink aan my pa? Tweede, het jy al ooit direk by jou pa gehoor, ek is lief vir jou, of ek is trots op jou? Hoe het dit jou geraak, of hoe het die afwesigheid daarvan jou geraak? Nou, party van ons het dit gereeld gehoor. Jou pa gereeld vir jou gesê, ek is lief vir jou my seun, ek is lief vir jou my dogter. Jy is my oogappel, jy is my trots. Maar baie het nie. Baie het hierdie woorde nog nooit gehoor nie. En dit beïnvloed ons vandag. Want ewe skielik weet ek nie wat om hiermee te doen nie. Ewe skielik weet ek nie hoe om te cope met my eie kinders nie. Hoe wys ek vir hulle, ek het hulle lief. My pa het nooit hierdie woorde vir my gesê nie. Moet ek dit dan vir hulle sê? Is dit iets wat ek moet doen? Is dit iets wat ek nie moet doen nie? En ons sukkel met hierdie ding. Maar hoe voel dit? Hoe het dit jou geraak? Die afwesigheid daarvan of die teenwoordigheid daarvan? Hoe beïnvloed dit jou vandag as volwasse persoon of as iemand wat hierdie luister? Watter van die 4 tipes gebroke paas, jy kan 'n bietjie in die preek net weer gaan kyk, afwesig, stil, oorgewerkte, stikkend, herken jy die meeste in jou ervaring? En dalk sê jy vandag, nie een en my pa was so naamperfek as moontlik, en dan prys ek die Here saam met jou vandag. Maar dalk sien jy jouself in een van hierdie, sien jy jou pa in een van hierdie voorbeelde. En dalk is dit een wat glad nie daarop is nie, en dan skryf jy dit ook neer, en dink jy ook daaroor. Maar dit is nodig dat ons hierna sal kyk. Dat ons sal kyk, wat sê een van hierdie was my pa die meeste gewees? Dink so rukkie daaroor ook. Hoe het jou verhouding met jou pa beïnvloed hoe jy jouself sien? Jou identiteit en jou selfwaarde? Van die kans is goed as jou pa jou sleg gesê het, as jou pa te hard op jou was, as jou pa heeltyd gesê het, jy's niks werd, ek het jou nie so lief nie, ek het jou broer eintlik liewer, of nie daai woorde gebruik het nie, maar nog steeds 'n deel daarvan het jy het so gevoel. Dan het dit jou identiteit en selfwaarde nou gegee. Aan die ander kant het jou pa dalk al hierdie mooi goed vir jou gesê, en is jou identiteit en selfwaarde so goed, en dit is baie direk gekoppel
aan hoe jou pa oor jou gevoel het, en wat jou pa vir jou gesê het, en hoe hy jou opgebou het. Maar as hy jou die hele tyd afgebreek het, as hy jou die hele tyd afgeknou het, as hy jou mishandel het, dan is die kans baie goed dat jy 'n slegte selfbeeld het, dat jy 'n slegte identiteit het, dat jy nie regtig weet waar jy is nie. En dis nodig dat ons hier goed in die oë kyk en iets staan doen. Tweedens, kyk ons na vorentoe, want soos wat jy daar sit, is jy dalk 'n pa of 'n ma, of iemand wat leef terwyl jou pa en ma nog leef. Jy is in hulle huis, jy leef as 'n meer volwasse persoon saam met hulle. Jy is dalk 'n pa met pa-wonde, jy is dalk 'n ma met ma-wonde, en nou sit jy met jou eie kinders. So kom ons kyk 'n bietjie na die vraag daaroor. Watter praktiese manier kan jy hierdie week gebruik om jou liefde en jou trots duidelik aan jou kinders of aan ander naby jou te wys? Hoe kan jy regtig die patroon laat stop? Jy het dit nooit gehoor nie. Jy het nooit gehoor jou pa is lief vir jou of hy is trots op jou nie. Hoe kan jy dit regtig hierdie week, hoe kan jy daai ding stop en dit na jou kinders toe oordra? Jy's lief vir hulle, jy's trots op hulle. Skryf dit prakties neer, soos ek gaan tyd met my kinders spandeer. Ek gaan regtig daai ekstra bietjie moeite maak. Ek gaan, as ek by die huis kom, gaan ek glimlag en ek gaan bly wees om hulle te sien. Hoe kan jy die pa wees of die ma wees wat jy nodig gehad het toe jy 'n kind was? Hoe kan jy daai verskil maak? Indien jy nie kinders het nie, hoe kan jy ander mense se lewens, jou gemeente, familie, jong mense, 'n geestelike pa of ma wees? Mense vra altyd vir my, maar hoekom het jy nog nie kinders? Dan sê ek het. Ek het 'n hele dorp vol kinders, wat ek net so lief het. En ek weet dit is anders, maar julle hoor wat ek sê, it takes a village, en dit is iets wat ons so hier in Oudtshoorn het, ons help mekaar, en dis hoe dit veronderstel is om te wees. Weet dat daai kinders na jou opkyk, of jy kinders het of nie, hulle kyk op na jou, en hulle sien jou as 'n groot mens wat as 'n rolmodel vir hulle veronderstel is om te wees. Mag jy regtig 'n verskil maak wees. Mag jy uitreik na waar jy weet dit nie so goed gaan nie. Mag jy 'n pa-figuur wees vir kinders wat nie pa-figure het nie. Mag jy liefde gee vir daai kinders wat nie 'n pa het in die huis nie. Ons ken mekaar goed genoeg in hierdie dorp om te weet waar dit is, maar baie keer dra ons net ons koppe weg. Mag ons daar 'n verskil gaan maak. Watter een van die 5 stappe om te sien, om dit neer te sit, om te soek, om die stappe te volg, om dit te doen, om die sirkel te stop, is iets wat jy die meeste mee sukkel. En gaan kyk gerus in my preek wat ek met hierdie eienskappe bedoel. Wat is dit wat jy die meeste mee sukkel om te doen? Dalk is dit om regtig iemand te bel en te sê, hoorie, hierdie is 'n probleem wat ek sit met hierdie pa-wond al vir jare, en die Here bly op my hart druk om dit te doen, maar ek weet nie wat om daaraan te doen nie. Dalk sukkel jy met die vergifnis. Die Here druk al baie lank op jou hart om jou pa te vergewe, maar jy kom net nie daar nie. Dalk is dit dat die Heilige Gees nie vir jou wil wys nie, want jy weet nie hoe nie. Daar's hierdie blokkasie. Elke keer as jy net dink aan jou pa, dan jy wil nie verder daar praat nie. Jy wil nie vir die Heilige Gees vra om vir jou te wys nie, want jy weet dit sit daar. En as ek dit sien, dan moet ek iets staan doen. Mag ons regtig probeer om nader aan hom te beweeg, aan God te beweeg, en hierdie stikkend neer te sit. Dan die laaste een van die 3 is om op te kyk en te besef, daar's 'n perfekte Vader in die hemel. Daar's een wat my geskaap het, daar's een wat my lief het. Hoe dink jy jou beeld van God is beïnvloed deur jou beeld van jou aardse pa? Dalk is dit nodig om vandag hierdie video te pause en voor die Here te gaan sit en sê, Here, ek het al hierdie gevoelens, ek het al hierdie sleg teenoor my pa, en dit beïnvloed my. My pa was 'n perfeksionis, so ek dink God wil ook hê ek moet alles perfek doen. My pa was hierdie streng man wat my mishandel het, elke keer as ek die kleinste dingetjie verkeerd gedoen het, en nou dink ek God gaan dieselfde doen, en ek wag die hele tyd vir daai straf wat gaan kom. Mag jy voor die Vader sit, en mag hy hierdie goed afbreek, wat nie daar hoort nie, hierdie stikkend verander in waarheid. Mag jy moeite doen met hierdie vraag. Wanneer jy Matteus 3 lees wat sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my,
Kan jy glo dat God dit ook oor jou sê? En hoe laat dit jou voel? Want my liewe vriend, vriendin, vandag sê hy dit vir jou, hy sê, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, en ek verheug my oor jou. God is lief vir jou. En hy is bly jy is sy kind, hy wil dit uitverkondig, dat jy is sy kind, en hy verheug homself vir jou, hy is bly jy bestaan, hy is bly hy het jou gemaak. Sefanja sê, hy jubel en hy juig, hy is stil tevrede oor jou. Hoe laat dit jou voel? Wat beteken dit prakties vir jou, om jou identiteit in Christus te ontvang, eerder as om dit in mense se aanvaarding te soek? Gemeente, ons doen hier gereeld, ons soek gereeld ons identiteit in 110 plekke, behalwe waar ons dit moet soek. My pa het my nie aanvaar nie, so ek soek die hele tyd aanvaarding by soveel mense, by soveel plekke. En dit is nie waar dit begin nie, ons gaan altyd voel, asof daar 'n gat in ons hart is. Hoe voel jy? Wat beteken dit prakties vir jou? Dat ek jy identiteit in Christus moet soek? Dalk is dit nodig om jou in te delf in die Bybel. Dalk is dit nodig om vriende te maak met mense wat jou sal opbou en jou ondersteun. Wat beteken dit prakties? Prakties, wat moet jy hierna gaan doen om iets hiervan vir jou self te vat? Nou die laaste vraag. Wat kan die beeld van die kintsugi vaas jou help? Nou, dit is die vase wat gebreek het, van die Chinese of die Japaneese, ek is nie seker wat dit is op hierdie stadium nie, en hulle sit goud daaraan om dit weer by mekaar te bring, om dit weer vas aan mekaar te bind. Ons is stikkende mense, ons paas het ons baie keer stikkend gemaak, hierdie wêreld het ons baie keer stikkend gemaak, maar hy is die perfekte pa, die een wat ons so lief het, en hy wil baie graag dit met jou ook doen, daai stikkende goed optel en dit bou in iets moois, iets nets en iets goeds. My liewe vriend, vriendin, ek hoop iets hiervan vind pos in jou lewe, dat ons na die Vader toe kan gaan en sê, Here, my pa was nie perfek nie. Hy het sy bes gedoen baie keer, soms nie, maar Here, ek weet U is. En baie keer sleep ek baie stikkend saam met my, Here, maar ek bid, Here, dat U hierdie ook net sal wegvat. Mag ons dit net omnader en al hier stikkend vir hom gee. Amen.